Welkom by die week se AMT Ekonomiese Oorsig saam met Prof Waldo Kriegel. Suid-Afrika besoek die Withuis en begroting 3.0. Hierdie week kyk ons wat is die impak, so maak seker jy mis dit nie. Die rand versterk na R18.11 per Amerikaanse dollar, staan op R20.38 teenoor die euro, R24.16 teenoor die Britse pond en op R11.62 teenoor Australië se dollar. Die Brent olieprys styg dan weer bietjie die afgelope week na $65.45 per vat. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk wat hierdie markte nou beïnvloed. Welkom by hierdie week se AMT Ekonomiese Oorsig met Prof Waldo Kriegel. Ons gesels natuurlik nuutste ekonomiese internasionale nuus. Ek weet Ramaphosa is by Trump in die Withuis en ook dan plaaslik is die begroting 3.0 uit hierdie week. Ja, vertel ons dalk so 'n bietjie, kom ons begin sommer, maar dalk voor ons daarby uitkom, kom ons begin dalk eers met die wisselkoers. Ons is so net by die R18 en oliepryse is hier by R65. Waartoe dink jy vir die week of die nabye toekoms? Johnny, dit is 'n moeilike een vir die wisselkoers. Olieprys kan mens amper raai, want hy reageer nou maar op wêreldvraag. En ons sien hy is nou lank hier tussen 63-65. Ek dink die Amerikaners se ooreenkoms met China het 'n klomp ouens rustiger gemaak. Dat miskien gaan dinge nie so sleg gaan in die wêreldekonomie nie. Dus dit so effentjies op. Maar daar's nie groot druk op oliepryse op nie. Die wisselkoers is 'n daar's nou twee groot goed, jy het al gesê. Wat eintlik maar die vraag na Suid-Afrikaanse bates beïnvloed. So, wil mense ons aandele koop, wil hulle ons skuldinstrumente koop. Tot dusver, ja, die rand het nou redelik weer versterk van waar hy was met Liberation Day, maar gaan wat nou môre gesê word voor die parlement en wat daar by die Withuis gebeur, gaan dit mense se persepsie verander van, wil jy Suid-Afrikaanse bates hê of nie? Ek dink, as dit sleg gaan, as daar nou 'n regte uitval is daar in die Withuis, dan gaan dit dalk vir 'n week of wat die rand bietjie swakker hê, maar fundamenteel ons rentekoerse op ons skuldinstrumente is hoog. So jy weet, om hier te belê in 'n liquide mark is nog steeds 'n wenner as jy nou 'n fondsbestuurder is. Ons aandelebeurs dink ek is redelik onderwaardeer. Ja, dis eintlik wat ek wou gevra het. Is ons die rand onder of bo waardeer volgens jou opinie? Ja? Ek dink hy kan 'n bietjie sterker. En so as daar nou 'n skok is, dit is amper sê 'n nuusskok. Hier is nog nie 'n reële regte ekonomie skok nie, dis 'n nuusskok. Kan hy dalk weer 'n bietjie teruggly, maar die onderliggende goed is, dink ek, is nie sleg nie. 'n Aanwyser miskien is S&P Global het verlede week gesê hulle is nog steeds, sit ons op 'n positiewe vooruitsig vir ons kredietgradering. So hulle dink dinge gaan beter gaan tweede helfte van die jaar. So dit is 'n positiewe ding. As hulle voel dat hulle wil nie nou na neutraal of na negatief toe gaan vir die vooruitsig nie. Ek dink al daai kragte saam sit die rand dalk 'n bietjie slegter. Na aanleiding van wat by die Withuis gebeur, maar andersins ja, baie is min of meer. Vir amper so ver gaan as om te sê enige iets diskant geskreery wat lei tot die woorde sanksies. Is ons alright. Ja. Maar so gepraat af van begroting 3.0, as jy dalk so vinnig bietjie aan dit kan raak, wat kan ons verwag hierdie week wat uit dit uit gaan kom en hoe gaan hulle daai hoeveel 76 miljoen spaar? Biljoen. Ja, miljard, ja, dit is 'n klomp geld. Dit lyk asof hulle die probleem gaan aanpas na November maand toe. Hulle gaan net probeer om hierdie jaar se begroting se gapings vol te maak. Die bureau het 'n beraming rondom hoe groot daai gaping is. Hulle dink as die minister sy groei vooruitskatting bietjie aanpas, want hy het nie 'n keuse nie. Almal dink die ekonomie gaan stadiger groei as wat hy aanvanklik gedink het. En hy neem nou of sy uitgawes wat hy wil aangaan en is die hierdie jaar se gaping eintlik groter as wat ons gedink het. Hulle dink hy kan so 10 miljard iewers uitkrap, soos die klein geld in die bank tipe situasie, en dan gaan hy nog steeds 19 ekstra moet leen. So 19 miljard rand is baie geld, maar op die vlak van die hoeveelheid van die staatsskuld is dit nie baie geld nie. So ek dink nie dit behoort die markte bang te maak nie. Daar is allerlei gerugte oor waar kan hy nog 'n bietjie ekstra inkomste kry, maar ons sal moet sien. Daar's nêrens iets duidelik gesê nie. Hy moet 'n storie vertel van hoe hierdie 'n begroting is vir hervorming, vir groei en weer bietjie iets doen met vertroue.
beleggers kan glo hier dinge gaan draai. Ja, dit is belangrik vir ons wisselkoers, vir ook ons ekonomiese groei en weer eens soos ek kan altyd praat, daai sneeubal effek aan die rol te kry om te sê ons kort 'n opstootjie van daai kant af. Ja. Ek wil ook so 'n bietjie, wat is daai gerugte wat jy van praat? Een groep ekonome, ek sou nie mooi seker wis dit Nedbank, iemand het gesê, miskien die belastingaftrekbaarheid van jou mediese fondsbydraes kan geskraap word. Ja. Of dalk nie vir almal nie, maar vir die baie hoë inkomste groepe of iets in daai lyn. Of wat dan vir die staat 'n bietjie ekstra geld sal gee wat hulle nie vir jou hoef terug te betaal nie. Ja. So dit is as 'n moontlikheid genoem. Die brandstofheffing, hy het dit nou onveranderd gelos in die eerste 2 weergawes, maar daar's 'n kans dat hy dalk in die brandstofheffing sal raak. Ek dink my gevoel is die hele begroting 1, begroting 2 het gegaan oor mense wil nie meer belasting betaal nie. Ja. So hy gaan hulle van vooraf kwaad maak as hy nou iewers anders nog belasting verhoog. Mense wil 'n sny sien van besteding. So ek dink as hy by die gees van dit hou, dan is die kans dalk vir daai ander kleiner. Ja, en ek dink daar's baie plek om te besnoei. Daar's baie plekke wat onnodige uitgawes gespandeer word. Ja, en soos wat die media nou rapporteer, is dit dat daar teen die einde van die jaar 'n grootskaalse hersiening van besteding gaan wees. So 'n volskaalse proses wat nou regtig lyn vir lyn deur die begroting gaan. So in daai opsig dink ek daar's nou baie meer erns daaroor as voor. Ek dink dis wat die RNE vir ons moontlik maak nou, want daar's nie net met een party wat kan doen wat hulle wil nie, daar begin nou 'n bietjie mense word verantwoordelik gehou vir sekere aksies. Verseker, en ek dink daar was iets soos 200 kleiner hersienings van 2012 af of so, daar's so 'n syfer wat ook ronddryf. Maar dan is die besteding hersien, maar ons het nooit iets aan gedoen nie. Maar ek dink die RNE maak nou as daai verslag oor die tafel kom, kan jy sê maar hoorie, wat gaan nou hier aan? Ensovoorts. Die omkeer van die aanstellings by die CETAs was nou in die nuus gewees. Aanvanklik is 'n klomp loyale ouens aangestel by die CETAs en toe na die RNE vennote gesê, maar dit kan nie. Dit het gesê, nee, goed, ons sal maar kyk of ons eerder iemand bekwaam kan kry. Ja. Nee, dis goed. Kom ons beweeg 'n bietjie oor Amerika toe. Daar's 2 goed uit Amerika uit. Ramaphosa, ons president, sit met president Trump ook. Wat verwag jy wat daaruit gaan kom? En jy het so vinnig genoem wat die effek moontlik kan wees. En dan is Amerika afgegradeer. Wat beteken dit vir ons in Suid-Afrika, vir ons gradering en vir ons wisselkoers en vir ons ekonomiese groei? In terme van die gesprek, dink ek, daar is sprake van 'n handelspakket wat ons nou na die VSA toe gaan en sê, maar ons kan vir julle toegang tot ons mark gee. Maar daar's nie enige besonderhede, waar praat ons nou van Amerikaanse soja as wat die kant toe kom, of praat ons van Amerikaanse voertuie? Ons het nou geen idee nie, ons moet maar kyk. Ek dink, ons is 'n baie klein deel van hulle uitvoer. So ons kan nie vir hulle veel bied wat hulle nie op 'n ander plek kry nie. Indië het gesê geen tariewe op Amerikaanse uitvoer na hulle toe nie. So ons kan moeilik met sulke goed meeding. So ek dink daar is iets op die tafel, maar dis dalk 'n manier om 'n gesprek te begin. Ja. Ek dink mense kry ook die idee dat die Trump-administrasie wil eintlik oor ander goed praat. Hulle is nie so bekommerd oor die tariefsituasie nie. Hulle wil praat oor die onteieningswet en die nuwe arbeidswetgewing wat inkom en die vlugtelinge wat nou daartoe is en eintlik bietjie meer die vyandigheid, die historiese vyandigheid van Suid-Afrika teenoor Amerika eintlik. As ons nou en ons standpunt teenoor Israel, ons vriendskap met Iran, jy kan daai lys nou aanhou maak. Ja, eintlik kommerwekkend is. Daai is moeilike goed om vir president Trump te sê, hoorie, ons gaan maar moet saamstem dat ons hieroor gaan verskil. Ek dink nie hy wil dit hoor nie. Ja, so. Dan gaan nou dalk weer 'n Zelensky geval wees. So ek dink as dit daarop neerkom dat dit 'n Zelensky situasie is, moet ons afvaardiging moet maar net kop af dat die storm oorgaan, want dit help nie om daar te skree en te raas nie. En hoopelik kan mens agter die skerms kalmer wees, as wat mense in daai nuuskonferensie situasie gaan wees. So ek hou duim vas dat dinge daar relatief glad kan verloop. Maar sonder enige
groot uitkomste na enige kant toe. Ja, ek dink ook, ek dink dit gaan maar half net 'n gesprek wees en ek dink almal maak nou 'n groot ding af van, maar ek dink dit gaan maar net dalk 'n gesprek wees sonder regtig ons hou duim vas. Ja. Ons hou eintlik duim vas dat daar niks noemenswaardige uitkomste is nie. So vinnig by die afgradering van Amerika, ek weet Moody's het hulle nou afgegradeer. Wat is tradisionele effek op ekonomie en dan wat kan dit op ons plaaslike ekonomie ook hê? Hulle gradering is daar nog baie goed. So dis nou nie soos ons wat nou hier op die rommelstaat is kant van die storie lê nie. Maar dit impliseer eintlik dat die graderingsagentskappe dink daar is nou 'n risiko as jy hulle staatsskuld het. Ja. En dit behoort die rentekoerse op hulle staatsskuld 'n kners hoër te maak. En dit het eintlik die laaste 5-6 maande het dit opgegaan. So die gevolg is hulle staatsskuld raak nou duurder en hulle het redelik baie. Hulle het 'n reuse staatsskuld en die begrotingsvoorstelle wat nou gemaak word met die oog op hulle volgende jaar se begroting impliseer dat daai staatsskuld nog groter gaan wees. Dis amper 'n situasie soos wat ons hier het. Groot staatsskuld teen hoër rentekoerse. Wat bietjie die volhoubaarheid van jou fiskale posisie in gedrang bring. Maar hulle is al lank op daai grens, maar dis nie vir hulle 'n krisis nie, want mense wil nog steeds Amerikaanse skuld koop, beleggers wêreldwyd. En daar is net min ander goeie bates in die wêreld op die skaal van die VSA sin. Maar jy kan nie sê maar nou gaan koop ek Switserse staatsskuld. Daar's net soveel. Of wat ook al anders jy nou wil noem is, as jy nou 'n batebestuurder is 'n deel van jou geld in die Amerikaanse mark noodwendig. So dalk 'n effens swakker dollar oor die effens langer termyn, effens hoër lang rentekoerse aan daai kant. Maar hierdie alles nie 'n ontwikkelende ekonomie vir wie hierdie 'n reuse terugslag is nie. Ja, baie interessant. Ja, vir ons het dit redelik dan groot implikasie gehad toe ons na die rommelstatus toe beweeg het. Kan ons moontlik iewers, jy het gepraat van ons goedjies ryk al so bietjie beter. Dink jy Moody's sal ons goed weer gaan kyk as ons nou hierdie hervorming het, al goed laat ons dalk weer terug kan beweeg? Ek dink as die ekonomie kan groei, is die kans vir 'n verbetering van die gradering groot. Maar daarvoor is hervormings nodig. En ons het daai sneeubal effek nodig wat ons heeltyd van praat. Daai sneeubal is die sleutel tot hierdie. En ek dink as daar 'n bietjie praktiese voorbeelde deurslaan om te sê maar kyk, ons het Transnet verskeep nou soveel meer ton wat ook al. Of daar gaan soveel meer vraghouers deur die hawens. Soveel minder korrupsie. Hy's moeiliker om te meet. Vraghouers kan jy tel. Maar of jy teenoor hom sê soveel sake aanhangig gemaak teen wat uit die Sonderkommissie uitkom. Iets in daai of een tree nader van die gryslys af te kom. Al daai goed help om op die ou en daai gradering te verbeter en die rentekoers op die staatsskuld klaar te kry en die hele situasie meer volhoubaar te maak. So daai sneeubal is baie belangrik. Ja. Baie dankie Prof, ek waardeer jou tyd, altyd interessant om met jou te gesels. Ons sal volgende week kyk wat het eintlik uit die begroting uitgekom en natuurlik wat het uit huis uitgekom en dan gesels ons dalk 'n bietjie verder daaroor. Baie dankie. Dankie Johnny. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Julle is ook welkom by ons WhatsApp groepe aan te sluit vir meer inligting. Al die inligting en skakels is in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe. Dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week.